vers 9. Moenie vir iemand iets sê nie, dis die opskrif. Onderwyl hulle van die berg afklim, het Jahweh hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens, dis Jahweh self, uit die dode uit opgestaan het. Nou hier verwys hy na homself as die seun van die mens. Hoekom sal Jahweh hulle instruksies gee om te sê, julle moenie vir iemand anders sê, julle vir Moses en die Elia gesien, en ek het gelyk soos die son van self so geblink nie. Hoekom? Wat sê u? Jy sien, dit is die tipe goed wat ons moet vra wanneer ons Bybel lees. Dit is 'n vraag. Hoekom sal Jahweh dit nie wil bekend maak nie? Dis eintlik baie maklik. Want dit sou onmiddellik 'n Joodse en Israeliese opstand veroorsaak het, soos onmiddellik. Die Sadduseërs, die Fariseërs, die skrifgeleerders, die Sanhedrin en die sinagogies en heiliges, hulle sou Jahweh en die disippels met klippe wou doodgegooi het. Julle het Moses gesien, julle het Elia wat lewendig in die hemel in opgevaar gesien, en Jahweh het geblink soos die son van die skerp lig wat geskyn het. Julle is totaal en al koekoes, julle weet nie wat julle van praat nie, kry die klip ons hulle doodgooi. So wat doen Jahweh? Hy bring kalmte. Moenie vir hulle iets sê voordat ek opgestaan het nie. Waarom moet Elia eers kom? Nou hierso is hier waar jy maar 'n seatbelt weer moet aansit. Want hierdie is nou die skrif wat die ouens gebruik om te sê dat die twee getuienisse gaan Elia en Moses wees, daar in Openbaring, ek dink is Openbaring 11, as ek vinnig dink, die twee getuienisse, wat in Jerusalem kom preek, vir 3,5 jaar, en hulle kan hulle nie doodmaak nie, want dit is engele. Nou kom die kerk, hulle sê is Moses, ander sê is Moses en Elia, en ander sê dit is Henoch en Elia, en so het almal hulle, daar is 'n skrif wat dit sê, ek wil net vir jou sê, as jy 'n pastoor wil praat oor Moses en Elia, wanneer by die twee getuienisse kom, dan moet jy sê, waar staan dit in die Bybel? O nee, dit staan nie in die Bybel nie, maar ons vermoed, dit gaan so wees. As jy is oor die vermoed, dat daar 3000 verskillende Engelse Bybels, of 300 verskillende Engelse Bybelvertalings vandag bestaan. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Waarom moet Elia eers kom, vers 10? Jahweh se disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moes kom? Nou wat sien u in hierdie skrif? Hierdie skrif is vir meer as 600 jaar van protestantisme totaal en al gemisinterpreteer en gedraai soos 'n stuk kougom en getrek en gerol om by verskillende godsdienstige dogmatiek en teologie in te pas. Elke ou het sy eie siening rondom dit, terwyl dit so maklik geskryf staan. Kyk wat sê hy, daar sê Jahweh vir hom. Jahweh se disippels vra hom, dis vir Jahweh, en sê, waarom sê die skrifgeleerdes, sê Jahweh wat gesê het Elia moet kom nie? Nou die oomblik as ek na die skrifgeleerdes en die Fariseërs en Sadduseërs en die Sanhedrin wat die raad van 70 was en die sinagoge skynheilig is, dan sien ek 'n hele skynheilige spul. En die skrifgeleerdes het gesê dat Elia eers moet kom. Hierdie versgedeelte was deur die eeue reeds deur sekere kerke en denominasies verkeerdelik aangehaal om by hulle kerklike dogmatiek aan te pas. Soos altyd is dit nodig dat ons net weer moet lees wat hier geskrywe staan. Wat was die vraag in vers 10? Waarom? Die vraag is, as hy sê waarom, dan is dit mos 'n vraag.
Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Die disippels van Jahweh het aan Jahweh die vraag gestel. Waar kom die disippels se inligting vandaan? Van die dogmatiek en die snert wat die skrifgeleerders en die Sadduseërs en die Sanhedrin en die godsdienstiges verkondig het. Het u geweet dat die Sadduseërs het nie eens geglo aan die opstanding van enige dodes nie, maar hulle sê dat Elia gaan eers kom? Hoe so? Hulle het dan nie geglo in die opstanding van die dodes. Hulle het ook nie geglo in die werkinge van die Heilige Gees nie. En hulle het nie geglo in geeste nie. Waar kom die disippels se inligting vandaan? Van die Sadduseërs, Fariseërs, nie die Fariseërs nie, maar die Sadduseërs, Sanhedrin en natuurlik die sinagogiese skynheiliges. Daar in daai sinagoges het soveel demoniese dinge plaasgevind. Daar's nie een skrifgedeelte in hierdie 1933 en 53 Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible en die 1611 King James Bible, is nie daar een skrifgedeelte waar Jahweh ooit verklaar het dat Elia of Moses eers moes kom nie, voordat hy vir sy bruid op die wolke sal verskyn tydens die parousia, nie een keer nie.